Goeiemôre. Ek weet nie of ons vroeg is nie, maar nietemin nie, baie welkom aan almal wat vanoggend hier is. Ek gaan net vir Kees gee dat hy vir ons die geleentheid daar by die kersies vir ons hanteer. Goeiemôre Peter. Dis baie saai die vakansie. Maar tenminste almal is daar hierso. Vir die wat nie weet nie, ons doen elke Sondag doen ons eers die lief en leed voor ons diens begin. En dis my voorreg om vanoggend weer dit te hanteer. Ek hou nie daarvan om met leed te begin nie, maar ongelukkig is dit nou wat deel is van ons lewe. Die volgende mense is nog steeds op ons gebedslys. Johan Boshoff. Dan is daar Hestie Joubert is nog hierso op die lys. Dan Chantel Kleinhans se ma, ek sien nie vir Chantel nie. Chantel se mammie. Pieter Wolmerans, ook ongelukkig nie vandag hier nie, maar sy mammie is ongelukkig ook nog ongesteld. En dan is daar twee ander name hierso. Ons sien tog Yuri Ingram, hy is ook nog steeds, soos jy almal weet, hy is in Pretoria, saam met klein Estertjie. En dan Lou Marie, sy is gelukkig, dis nou Lou Marie die Jager. Sy was hierdie week in die hospitaal, daai kleintjie. Ons is baie bly, sy is weer terug by die huis. En dan moet ek graag iets bylas hierso. En dit is Bruiten, ons staatmaker, hy gaan hierdie week vir 'n operasie. Dit as dit hoor is dit Dinsdag, nee, bedoel nie, Dinsdag. Hy gaan Dinsdag in vir 'n operasie. Daar sê ons dink ook aan hom met sy operasie. Is nog iemand wat nie 'n wonderlike week gehad het nie? Ek is bly, dit lyk my dit heel goed gegaan hierdie week. Ja, en dan ook hier's ook blydskap hierso, iemand verjaar vandag, Daan van Heerden in Cosmos, hy verjaar vandag. Ons sit vir hom ook 'n kersie aan. Ja, nou geleentheid, het daar wonderlike dinge gebeur by julle werk of by die huis? Niemand 'n oupa of ouma geword nie. Doodse stilte. Ja, wat wil jy graag vir ons sê? Oupa en ouma geword. Baie geluk. Is dit nie wonderlik nie? Eerste oupa en ouma, eerste keer. Ja. Julle is in vir 'n verandering. Ek lag sê almal sê altyd die eerste keer as jy oupa en ouma is, nee, niks gaan verander nie. Dit gaan verander. Baie dankie almal. Dankie Kees. Vriende, ander afkondigings wat ek net wil uitlig vanoggend is eerskomende Vrydag is Paasvrydag. Dan het ons 9:00 die oggend het ons dan nagmaal. Ons dink dan terug aan daardie eerste Paasvrydag toe die Here Jesus Christus vir ons gesterf het, toe hy die kruis vir ons gedra het. So ek wil u uitnooi om asseblief die nagmaal saam met my te kom vier eerskomende Vrydag. En dan Sondag, vandag oor 'n week, is dit ons Opstanding Sondag, is die dag wat ons bely dat Jesus Christus is uit die graf uit, die dood is oorwin. En dan het ons 'n spesiale diens saam met Arina de Wit. Tussen my na sal ons dan die liturgie hanteer. So ek nooi u ook uit dan na volgende Sondag se Paasfeesdiens, die opstanding van ons Here Jesus Christus wat gevier word saam met Arina de Wit. Dan oor bietjie minder as 2 weke is dit dan die familiefees. Ek wil net vra dat u asseblief dit sal ondersteun, en as u die kommunikasie oor die WhatsApp groepe kry of op Facebook of waar ook al dit uitgaan, stuur dit aan na mense toe in die omgewing, na familie, vriende toe. Laat ons ook van hierdie dag 'n groot sukses sal maak. Ons wil regtig die families bymekaar kry. In die week is almal so op hulle eie plekke en hulle eie rigtings. So ons wil hierdie dag gebruik om regtig dan die families, paas, maas, kinders, oupas, oumas, almal bymekaar te kry om die dag saam met ons te kon geniet. So asseblief, as jy weet van iemand, dan stuur jy goed aan en laat ons soveel as moontlik mense dan ook hierby betrek.
As ons na die verjaarsdag kyk, Kees het nou klaar gesê van Daan van Heerden. Ek glo hy skakel in via die internet, so ek wil vir hom ook sê baie geluk met sy verjaarsdag vandag. En mag dit regtig 'n mooi en 'n geseënde jaar vir hom wees. Maar so ook vir Teens Kutse wat Dinsdag verjaar. Donderdag Elaine Botha, Clifford de Tooy, Lana Skinner, Saterdag is dit Maria Schram en Cornel Smith wat verjaar. So ons sê vir hulle ook baie geluk met hulle verjaarsdag en mag dit 'n baie mooi en 'n geseënde jaar vir hulle ook wees. En dan wil ek jy uitnooi na die koppie tee na die tyd of koffie hier op die stoep. As jy besoekers is baie welkom om saam met ons te kom tee en koffie drink. En kom vertel vir ons van waar af is u, van broers en susters in geloof, wat dan ook hier saam met ons vandag aanbid, die enigste Here. So kom vertel vir ons en kom ontmoet ons en laat ons ook so na mekaar toe uitreik. Vriende, ons gaan stil word en ons gaan net 'n paar liedere sing vanoggend. En as ons sing, kom ons fokus op die Here God in wie se naam ons hier saam is. Ons gaan begin met 'n lied wat gaan oor die Here se goedheid. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Daarna gaan ons lied 409 sing wat gaan oor die Paasfeesklokke. Ons beweeg nou baie naby aan die Paasfees, so ons hoor al die Paasfeesklokke. Ons gaan dan lied 409 sing en daarna gaan ons afsluit met lied 159. God is hier teenwoordig. So kom ons sit so, dan sing ons hierdie 3 liedere tot eer van die Here. Oh
Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werke wat U tot stand gebring het. So word die teenstanders, die vyande en die wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van U hande. U het alles aan hom onderwerp, skape, beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en ons sing 'n loflied oor hierdie wonderlike groot God en ons sing lied 464. Ons gaan daarvan 3 verse sing. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke aanskou. Dan kan ons nie anders as om te juig daaroor nie. So kom ons staan en dan sing ons die 3 verse soos wat dit op die bord is.
Here, as ons na die skepping kyk, as ons net sien hoe die seisoene besig is om te draai van somer na herfs toe, dan weet ons U is groot en U is die enigste God wat dit kon gemaak het en elke dag in stand hou. En daaroor juig ons dat ons die kinders kan wees. Maar Here, soos ons nou net gesing het, as ons nader aan Paasfees beweeg, dan sien ons weer in al die liturgiese simbole wat ons gebruik, dat U vir ons gesterf het. Dat U na hierdie wêreld toe gekom het, dat U hier geloop het op hierdie aarde, maar dat U op die einde aan 'n kruis die laaste asem vir ons uitgeblaas het. En Here, daarom sit ons voor U en ons kan net sê dankie, Here, met ons wese wil ons vir U dankie sê, want as ons besef hoe groot is U genade, Here, hoe kan ons anderste as om U te aanbid en voor U neer te val? Maar Here, as ons dan ook U woord sal oopmaak vanoggend en gaan lees, is my gebed, Here, dat U ons sal aanraak daar waar ons dit nodigste het. Here, U ken ons beter as onsself. En daarom vra ons, Here, dat U sal spreek. Want ons wil graag U vandag op 'n besondere manier ontmoet. Maar Here, ons dink ook aan elkeen wat vanoggend op ons voorbereidingslys is. Here, ons vra dat U vir hulle vrede sal gee, dat U vir hulle kalmte sal gee. Ja, Here, dat U vir hulle die krag sal gee, dat U hulle positief sal maak. Ja, Here, diegene wat op die lys is, maar ons weet ook daar is ander wat siek is wat nie op die lys vanoggend is nie. En ons vra, Here, hou U hand van beskerming oor hulle almal en maak hulle gesond. En Here, weer eens is ons gebed, Here, dat U nou net sal spreek, want ons die kinders, ons luister. Amen. Nou, ons gaan voort met ons lydingsweke. Vandag is die 7de lydings Sondag, die laaste van die 7. En ek gaan voort met my reeksie wat ek gedoen het oor Lukas. Nou, vanoggend gaan ek lees, ons het verlede week Lukas 23 tot en met vers 43 gelees. Vanoggend begin ek by vers 44 en ek lees vir ons tot en met vers 49. Dan skryf Lukas vir ons: Dit was omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy sy laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê: Hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat gebeur het, het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen van u wat vanoggend hierdie woorde hoor, maar dit ook ter harte neem. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dit is begrip of 'n teksgedeelte wat op meer as een plek in die Bybel voorkom. En dit is nie net Jesus Christus ons Here wat dit uitroep nie. Ons lees byvoorbeeld in die Ou Testament, Dawid daar in Psalm 31 vers 6, as hy in 'n uur van nood is, wanneer sy vyande hom letterlik in 'n hoek ingedryf het, hy skryf dat hy in die vangnet ingelok is, dan bid hy in vers 6, in u hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, u het my vrygemaak. As ons in die Nuwe Testament kyk, dan kyk ons daar na Handelinge 7 vers 59, dan is dit Stefanus wat hierdie woorde uitroep wanneer hulle hom stenig, wanneer hulle besig is om hom met klippe dood te gooi, dan sê hy, Here Jesus, ontvang my gees. En hierdie woorde, Vader, in u hande gee ek my gees oor, is 'n gebed wat aan Joodse kindertjies geleer is. Dis 'n gebed wat hulle moes gebid het by die afsluiting van die dag. Wanneer hulle bed toe gaan, dan moes hulle gebid het, Vader, in u hande gee ek my gees oor.
Jy sien, want hulle weet nie wat in die donker wag nie. So as jy bang word, is dit die gebed wat jy bid. So is die Joodse kindertjies in daai tyd geleer. Maar in ons teksgedeelte is al die kere wat dit gebruik word, is die omstandighede lewensbedreigend. Dawid se vyande wil hom om die lewe bring. Stefanus gaan binne 'n paar minute doodgegooi wees met klippe. En Jesus, ons verlosser, hang aan die kruis. Dis sy laaste woorde volgens die Lukas Evangelie, wat vir ons sê, daarna het hy sy laaste asem uitgeblaas. Dis lewensbedreigende omstandighede. En in elkeen van hierdie omstandighede kom die woorde, Vader, in u hande gee ek my gees oor. In 'n situasie waar dit totaal en al donker geword het, letterlik daardie eerste Paasfees, roep Jesus hierdie woorde uit. En wat ons mooi moet verstaan van hierdie woorde, is dat hierdie woorde was nie 'n wanhoopskreet nie. Dis nie 'n kreet waar Jesus opgegee het nie. Dis nie 'n kreet waar Jesus oorgegee het nie, maar inteendeel, hierdie kreet was 'n kreet van vertroue. Want letterlik beteken die woord wat in die nuwe vertaling met G vertaal is, letterlik beteken die Griekse woord toevertrou. So letterlik sou mens kon hierdie gedeelte vertaal om te sê, Vader, in u hande vertrou ek my gees toe. Dis eintlik wat daar staan. En hierdie woorde word nie saggies gesê nie, dis nie prewelwoorde wat uitkom nie, maar Jesus roep dit uit, sodat almal dit hard en duidelik kan hoor wat hy sê. Hulle moet hoor, waar sit hy sy vertroue? Hulle moes hoor, hy vertrou sy hemelse Vader, al hang hy aan 'n kruis. Hy vertrou die almagtige Vader, wat hom na hierdie wêreld gestuur het, met 'n verlossingsroeping. Die woorde aan die kruis is dis 'n belydenis wat die wêreld moet hoor. 'n Wêreld wat so vinnig moedeloos word. 'n Wêreld wat so dikwels wanhoopig lyk. 'n Wêreld waar mense so gou moed opgee, moet die wêreld hoor, waar sit ons Here Jesus Christus sy vertroue. In ons land moet ons dit baie hard en duidelik hoor, want ons het lankal mos in hierdie land van ons moed opgegee. Ons wag nou maar net dat alles in duie stort, sodat ons kan sê, ons het geweet dit gaan gebeur. Jy sien, ons kyk in die laaste 3 maande die program wat op die televisie was, die titel van die program op Kyknet was Beloofde Land. En telkens word daar vir Afrikaanse mense gevra, is Suid-Afrika nog die beloofde land? En male sonder tal sê die mense, nee, dit is nie die beloofde land nie. Hulle gaan die beloofde land elders soek. Maar dis nie meer hier nie. Hoekom nie? Want hulle het moed opgegee. Hulle het opgehou om te glo in God en te vertrou op God. Jy sien, die mense van hierdie land het lankal opgehou om te bid vir hierdie land en vir sy mense. Ons het in hierdie land van ons, maar op 'n subtiele manier, vertroue verloor in God. Ja, ons kom nog Sondag na Sondag kerk toe. Ons lees die Bybel en ons bid elke dag. En as iemand my vra aan watse geloof ek behoort, dan sal ek sonder aarzeling kan sê, ek is 'n Christen, soos wat 85.3% van ons landse mense in die laaste sensusopname gesê het. Maar die vraag wat vir ons vanoggend moet vra is, vertrou ons nog vir God? Vertrou ons God met my besigheid? As die ekonomie begin draai en die finansiële druk neem toe en die besigheid neem af, vertrou ek nog vir God? Vertrou ek God met my boerdery as daardie reën wegbly en die droogte klop aan die deur? Vertrou ek vir God? En toe dit rof gegaan het in my huwelik, was my belydenis, Vader, in u hand gee ek my huwelik. Vader, in u hand gee ek my besigheid. Vader, in u hand gee ek my boerdery. Is my belydenis dat ek op God alleen vertrou, al het God nie noodwendig my gebede verhoor nie.
Want kyk mooi wat gebeur in die tuin van Getsemane. Jesus gaan daar om te bid. En hy bid, Here, my Vader, neem hierdie lydingsbeker van my af weg. 3 keer bid hy dit. Dis 'n teken van intense worsteling wat Jesus daar in die tuin van Getsemane gehad het. Maar dan gebeur dit nie. Sy lydingsbeker word nie weggeneem nie. Hy hang aan die kruis. En daar aan die kruis maak hy hierdie vertrouensverklaring. Bely hy vertrou in God sy Vader. En daarom is die vraag vanoggend, waarin plaas ek en jy ons vertroue vanoggend? As dit moeilik gaan en ons gebede word nie beantwoord soos ons wil hê dit moet beantwoord word nie. Wat bely ek en jy dan? 'n belangrike vraag wat elkeen van ons vir onsself moet beantwoord. Wat bely jy? Want jou belydenis beïnvloed jou getuienis. Ek gaan dit weer sê. Jou belydenis beïnvloed jou getuienis. As jy dit nie kan bely nie, kan jy dit ook nie gaan leef nie. So dit wat jy bely word deel van jou alledaagse lewe. Jou belydenis beïnvloed jou getuienis. Martin Luther het gesê dat jou hele lewe moet jy die gebed, Vader, in U hande gee ek my lewe. Ek moet dit elke dag gaan leef, daardie gebed. Sodat die dag wat ek op my sterfbed lê, ek dit met vrymoedigheid kan bid. En daarom kom die tweede vraag na ons vanoggend. Wat is my en jou getuienis? Wanneer jy na die uitsprake van sommige politici luister, as jy kyk hoe die rand oor die laaste tyd weer versleg, as jy kyk hoe die Brent olieprys net verhoog en verhoog en verhoog, as jy kyk na al die probleme en wanadministrasie en korrupsie en alles wat in ons land verkeerd is, wat is jou getuienis? Wat bely jy en wat getuig jy? Wag jy ook maar net tot alles in duie stort sodat jy kan sê ek het vir julle gesê dit gaan gebeur. Ek het dit geweet. Die feit van die saak bly, jou belydenis beïnvloed jou getuienis en jou getuienis beïnvloed jou belydenis. Jesus se lewe getuig van sy liefde vir God en sy naaste. Jesus se lewe en sterwe getuig van in wie het hy sy vertroue geplaas, in God sy Vader. Jesus se lewe getuig dat hy in 'n verhouding met die enigste God gestaan het en daarom kon hy in sy donkerste uur kon hy uitroep: Vader, in U hande vertrou ek my gees toe. Vriende, wat is my en jou belydenis? Want jy sien, ons belydenis en ons getuienis kan nie van mekaar geskei word nie. Dis twee kante van dieselfde muntstuk. Wat bely jy as die lewe begin druk? Wat roep jy uit in die donker nag as jy in jou bed lê en rol en bekommerd is oor jou besigheid of jou boerdery of jou kinders of jou huwelik of wat ook al? Wat bid jy dan? Roep jy elke dag uit: Vader, in U hande vertrou ek alles toe? As dit jou belydenis is, gaan leef dit dan. Gaan leef met vertroue dat God ook in jou donkerste ure daar is. Al voel jy dit nie altyd nie. Al beleef jy dit nie altyd nie. Al voel dit soms vir jou of God ver is. Gaan leef met die vertroue. En daarom gaan ek vra dat ons so sal sit en dat ons 'n lied sal sing. Lied 518. Voel dit soms of die Here te ver is. Kom ons sit so en dan sing ons dit op 'n antwoord op die woordverkondiging.
Vader, in U hande gee ons lewens en alles wat ons is en wie ons is en wat ons het, gee ons in U hande oor. En Here, verlede week het ons uitgeroep, Here, dink aan ons waar U in die koninkryk kom. Maar vandag sê ons vir U, ons gee ook ons lewens in U hande oor. En Here, dankie dat ons weet, ten spyte van die wêreld se gebrokenheid, dat U nog steeds in beheer is. Dat U nog steeds die hele wêreld in U hand hou. Dat U nog steeds vanoggend die son laat opkom het en die week wat verby is, die reën laat val het. Dankie Here dat U vir ons sorg. Dat ons soveel meer is as die blomme en die diere, dat ons U mense is wat U dier gekoop het. Here, as ons nou in hierdie week inbeweeg, waar ons Paasfeesvrydag gaan vier, Here, laat ons bewus word van hoe groot U genade is. Hoeveel dit U gekos het om ons vry te koop. En dat ons dan ook met daardie vryheid gaan lewe. Daar waar ons van maandag tot Saterdag in die wêreld is. En Here, ons bid ook en vra vir diegene wat op vakansie is, dat U vir hulle 'n goeie rustyd sal gee. En dat U almal weer veilig sal terugbring na die vakansietyd. Seën elkeen, Here, wat vanoggend hier is, maar ook die wat ingeskakel is. Seën die gemeente, Here. Want ons wil gaan leef met die getuienis dat ons vertroue in U stel. En dankie dat ons dit nou in U naam mag bid. Amen. En nou ons gaan die offergawes by die deur opneem. En daarom gaan ons afsluit met die lied 450. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons U heerlikheid kan verwoord, U lof besing met 'n aardse stem. Kom ons staan en dan gee ons aan God al die eer. Ontvang dan die seën en moenie bang wees nie, want hy wat genoem word die eerste en die laaste en die lewende, hy sal die werk wat in ons begin het, voortsit en volëindig.